Goeiemôre. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Geliefdes, dit is vir my so voorreg om vandag weer 'n bietjie met jou te gesels rondom die woord van God, die hartklop van God. Ek glo en vertrou dat God se woord is ook God se hartklop en dat sy hartklop vir ons, sy kinders. En daarom gesels ek vandag weer met jou, net so bietjie lekker gesels. Ons is so bevoorreg om God in ons lewens te hê, om Jesus in ons lewens te hê. En ek gaan vir julle 'n stukkie voorlees wat iemand vir my gestuur het, dis wel in Engels, maar ek gaan dit graag vir julle lees. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, ek wil vir u so dankie sê, vir nog 'n dag toegevoeg tot ons lewens. Vader, ons kyk na die chaos wat aan die gang is in hierdie wêreld, en ons kan net dankbaar wees, Vader, dat ons weet, dat ons is veilig. Maak nie saak wat nie, dat u is met ons, u behoed, u bewaar en u beskerm ons. Ons wil vir u sê dankie daarvoor. Ons wil ook vir u vra, Here, help ons. Help ons in hierdie moeilike tye om staande te bly. Help ons om net meer en meer te groei in ons geloof. Vader, ek wil sê, meer en meer van u, en minder van hierdie ou wêreld, en die chaos waarin ons leef, want ons weet tog, Vader, ons is maar net hier vir 'n wyle. Ons kan ek maar die woord gebruik, ons toer net hier deur. Ek sê vanoggend weer vir my skoonseun, die lewe is 'n lied, ons moet hom net sing. En ons moet net sorg dat ons hom met vreugde, vrede sing, en weet, ons is veilig in die hande van ons God, ons Skepper wat ons baie lief het en wat ons beskerm. Al gaan ons ook deur wat, u is met ons, u los ons nooit alleen nie. En daarom bid ek dat elke persoon wat vandag na hierdie boodskap luister, u nabyheid sal voel, u heeldag en heeltyd sal ervaar. Ek dank u daarvoor, Vader, dat ons kan weet, dat u altyd met ons is en by ons is, en dat ons nie hoef bang te wees nie. Vader, ek bid dat elke persoon wat hierdie boodskap vandag hoor of luister, waar hulle ook al is in jou wêreld, dat hulle rustigheid en kalmte en vrede in hulle harte sal hê, met die wete, if God is for us, who can be against us? With my God, I can storm an army, I can jump over a wall, I can move a mountain, and I can know that I'm safe wherever I go. Dat ons dit weet, want ons weet, Vader, afwesig van hierdie liggaam is aanwesig by u. Ek bid, Vader, dat u elkeen sal seën wat luister. Ek bid, Vader, genesing oor elke persoon wat siek is, wat nie lekker voel nie. Vader, ek bid vir elkeen se finansies, dat u hulle finansies sal aanraak. En ek bid vir hulle gemoedstoestande. Vader, daar's baie daar buite wat ly, wat swaar kry, wat siek is, wat honger het. Ek bid vir die oues vandag, en ek bid vir ons jong mense, ons jeug en ons kindertjies. Ek dra elke persoon aan u op en vra, Here, kom gryp in hulle lewens. En ons weet, hulle sal 'n verskil sien, as hulle u net sal toelaat. In Jesus kosbare naam vra ek dan, Vader, wat u hierdie boodskap hoor en seën hierdie boodskap. In Jesus naam, amen. Ek gaan vir julle hierdie gedeelte voorlees. Ek wil ook vra, verskoon maar my stem is nie lekker nie. Ek voel maar ook gorerig,
maar glo en vertrou dat hierdie boodskap mooi deur sal kom en dat julle sal hoor wat dit is wat Vader vandag vir julle wil sê. En Vader se hart is, ek is lief vir julle en julle moet lekker luister na die boodskap. In Jesus Christus, in Jesus Christ, you have something this world can never give you or offer you. You have a peace that remains when life falls apart, a peace that does not break under pressure. You have a joy that does not depend on your circumstances, a joy that suffering cannot destroy. You have a love that never changes, never fails, and never runs dry. You have hope and a purpose that reach far beyond this life, something that even death cannot take away. People spend a lifetime searching for fulfillment, happiness, success, and satisfaction, but everything this world offers is temporary. Only Jesus offers something eternally and lasting. When everything around you changes, He remains the same. When people leave, He stays. When you are weak, He is strong. He is your strength. When you feel like you have nothing left, you still have Him. When you feel that you can go no further, remember, He wants you to come closer to Him and not to go further. The world may offer temporary satisfaction, but in Christ you receive what your soul has always been searching for and made for. Hold on to Jesus. There's no greater treasure, no deeper love, no higher purpose, and no better life than a life with Him. I received this nice, beautiful message via a WhatsApp message this morning. I see it's Natasha. I don't know if she's the one who wrote it. Oh, so I am sharing it. It's not mine, but it was so beautiful, and I needed to tell you, to read this for you. Geliefdes, dis vir my so 'n mooi boodskapie. En dit praat so met ons harte. Hy sê, in Jesus Christus het jy ietsie wat die wêreld jou nie kan gee of aanbied nie. Is dit nie so waar nie, geliefdes? Die wêreld kan nie vir ons gee of aanbied dit wat Jesus Christus vir ons gee en aanbied nie. Hierdie vrede, hierdie rustigheid, hierdie kalmte binne in ons om te sê, ek weet, Jesus het my, ek weet, hy beskerm jou, hy gee, soos hierdie boodskapie sê, hy gee vrede wat bly, wat nie weggaan nie. Wanneer die lewe uitmekaar uitval, bly die vrede en die rustigheid. Dit breek nie onder druk nie. Hy gee vreugde. Ons het hierdie borreling, hierdie genot, hierdie geluk hier binne in ons, om te weet, wow. Maak nou nie rarig saak wat op hierdie aarde gebeur nie, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak waartoe ek gaan nie. Ek het, soos die Engelse woord, joy unspeakable, vreugde, onverklaarbare vreugde maak. Want ek weet, my Jesus leef, my Jesus lewe, en hy het vir my so lief, dat hy vir my op die kruis gesterf het.
sodat ek vrede in my hart kan hê en weet, hy het my lief. En ons weet, ons wat die bruid is weet, hy kom vir ons, hy kom ons haal. Ek weet, omdat ek weet, Jesus het my lief. En daarom het ek hierdie vreugde, hierdie opgewondenheid, omdat ek weet, ek het sy liefde wat nooit verander nie, nooit tekort kom nie. Sy liefde staan deur al die toetse van die tye van al die jare. En ek voel hom so direk, so naby, so in my lewe. Ek ervaar hom elke dag en ek weet, hy het my so lief. En sy liefde verander nie. En dit hardloop nie uit nie. Hoe wonderlik is dit om te weet, dat ons nie 'n limiet op die liefde van Jesus nie. Ek het hoop, en ek het 'n doel in die lewe, wat ver groter is, as enige iets wat ons ooit kan dink. Weet jy, die woord sê vir ons, bedink die dinge wat op bo is. En dit is vir my so lekker, vol vreugde, om soms net te lê. Geliefdes, het jy dit al gedoen? Het jy al gedink en gewonder, as jy gaan volgens wat ons in die woord lees, van wat die hemel is, het jy al gelê en dink aan die dinge wat op bo is, of gesit of gestaan of gery of waar ook al is? Het jy al net jou oë toegemaak en jou gedagtes laat gaan? Ons kan die mooiste prentjies in ons gedagtes kry, in ons koppe kry, en die mooiste dinge sien, en die mooiste dinge uitdink. Maar nooit as te nimmer. Ons kan dit geniet, enjoy daarin hê, om te dagdroom oor die dinge wat op bo is. En ons moet dit ook doen, want dit is wat ons stonde hou op hierdie aarde, in hierdie moeilike tye wat ons is dit wat ons staande hou, is dit wat ons deurtrek. En jy weet, as ons nie dit het om aan vas te hou nie, waaraan wil ons vashou? Jy weet, mense spandeer, soos hierdie boodskap hier nou sê, 'n hele leeftyd daaraan soekend om iets te vind om aan vas te hou. Hulle gaan soek vir geluk en genot. Hulle soek, hulle jaag sukses na. En mens dink dat jy gaan satisfaksie kry uit wêreldse goed, baie geld, 'n mooi huis, 'n mooi motor, 'n mooi vrou of man en pragtige kinders. En hulle soekend en soekend en soekend en bly soekend. En jy sien dit in 'n mens wat nog nie regtig 'n volle oorgawe gemaak het en voluit oorgegee het en voluit hulle lewe vir die Here gegee het. Jy sien daai soekendheid. Jy sien dat daar, ek sê altyd vir die mense, in jou hart voel jy dat jy het 'n gat. Daar's 'n gat in jou hart. Daar's 'n leegheid op 'n sekere plek in jou hart. En dis net Jesus Christus wat daai gat kan volmaak, kan toemaak. Dis net hy wat, soos die liedjie sê, jy uit die murky klei uit kan trek, uit daai modderput waarin jy is, en daai gat kan toemaak, is net Jesus Christus. Dis net die wete dat my lewe behoort aan hom, en hy het gesterf vir my sondes, en ek is los, en ek is vrygekoop. Net dit kan dit vir jou doen. Geen niks anders. Al dink jy, miskien baie geld in 'n groot
Yacht op die see en sonskyn en lekker eet en drink en lekker partytjies hou en rugby kyk en sportvelde gaan niks is fout met dit nie, dis die lewe, ons moet die lewe leef, maar dit gaan nie daai gat in jou binneste toemaak nie. Dis slegs 'n verhouding, 'n lewendige verhouding, 'n aktiewe verhouding met Jesus Christus is die enigste ding wat ooit daai leemte in jou lewe kan vul. Jy kan jou hele lewe lank soek na hierdie dinge en jy gaan dit net in Jesus kry. Hoe vinniger ons as mens hierdie ding besef en dit doen, hoe vinniger verander ons hele lewe. Want alles wat hierdie wêreld vir ons offer, is maar net tydelik. Maar wat Jesus vir ons offer, is vir altyd en vir ewig. En dit begin die oomblik wanneer jy jou lewe vir hom gee. Raak dit dan dadelik makliker vir ander dinge? Partymal raak dit moeiliker. Die aanslag kom en die aanslag is vel. Maar net om te weet, ek is geanker in Jesus Christus, maak alles klaar beter. Jy weet, wanneer alles om jou verander, hy bly dieselfde, hy verander nie. Wanneer mense loop en weggaan, hy bly, hy gaan nie weg nie. Wanneer jy swak is hy nog steeds die sterkste. Wanneer jy voel jy het niks oor nie, is hy nog steeds daar en jy het nog steeds hom. Jy weet, die wêreld offer vir 'n mens tydelike satisfaksie, maar in Jesus Christus het ons dit waarvoor jy altyd gesoek het, dit wat daai leemte veroorsaak het jy in hom. Hy gee vir ons. Ek wil maar amper sê, ek sien nou weer die prentjie van, jy weet mos, my dogter het nou getrek, hulle het verhuis Springs toe, so dit was 'n groot werk, want sy het omtrent 100 fotootjies van haar en die man en die kinders oral so na haar huis teen die muur. En in elke gaatjie wat ingekap was waar die fotootjies gehang het, moes sy die gaatjie toemaak en die verf regmaak. En ek sien hoe sy die Engelse woord polyfiller daarin sit en hoe sy dit gelyk skroop en wag laat dit droog word en die muur verf en al hierdie dinge. Nou dink ek aan daai gaatjies, daai honderde gaatjies in daai muur. So het ek en jy honderde gaatjies, duisende gaatjies van oor die jare in ons binneste, in ons hartjies, wat veroorsaak is deur soms onsself, deur geliefdes, deur mense om ons, deur kollegas by die werk, deur partymal mense by die kerk, en so maak die lewe sy gaatjies in ons hartjies. En so, wanneer ons lewe vir Jesus Christus gee, kom hy met sy liefdevolle polyfiller en maak elke gaatjie weer toe. En maak dit so mooi toe met sy liefde, dat jy nie eers verf nodig het om daaroor te verf nie. Hy kom, sy liefde is die polyfiller van hierdie wêreld, is Jesus se liefde vir sy kinders. Kom hy, en hy maak die seerste, diepste gate in ons harte, kom maak hy toe. En ons program se naam, kom luister na die hartklop van God. Die hartklop van God, die liefde van God, kom en maak elke gaatjie toe. In God se woord in die Bybel kry ons so
baie antwoorde. Jy moet maar net bietjie partymal gaan soek. Luister vir hom. Die antwoord is in sy woord. En ek wil vandag vir jou sê, geliefde, leer om te luister na die woord van God. Luister as hy met jou praat. Luister. Hoor wat hy vir jou sê. Ek sê vandag vir jou, as jy leer om te luister, gaan jy sy stem hoor. Ek myself hoor sy stem. Ek hoor elke dag hoe dat die Here met my praat. Ek wil vir jou hierdie gedeelte lees in Engels, in die Amplified Bible, Colossians 3 verse 2. Set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on the things that are on the earth, which have only temporary value. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43 verse 19. Hierdie vers vra van ons om te verander die pad waarop ons is en die manier hoe ons kyk. Dit verwag nie van onsself om die probleme in ons lewe reg te maak nie. Hy wil hê dat ons moet sien dit wat hy alreeds ons gedoen het. Selfs al lyk dit vir ons onmoontlik, is God besig om agter die skerm te werk. Is hy besig om agter die skerms alles te verander. Hy's besig om strome van lewende water in jou droë seisoen te laat uitkom. Moenie laat jou droë seisoen jou stop nie. En dan sien jy nie die groot prentjie raak, dit wat God vir jou toekoms het nie. Laat gaan van dit van die verlede. Laat gaan die swaar kry van die verlede. Daai gaatjies is toegemaak. God wil daai gaatjies vir jou toemaak. En jou op jou nuwe pad sit. Onthou niks is onmoontlik vir God nie. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Ek gaan iets nuuts maak. Jesaja 43 vers 20. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkasse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene te laat drink. Geliefdes, God wil iets nuuts in jou lewe doen. Ons het vandag na hierdie boodskap geluister en ons het gehoor dat die Here wil iets nuuts doen. Ek het vir julle gesê, vertel van die gaatjies wat toemaak. Ek weet nie of jy al ooit gesien in 'n droë rivierbedding is daar altyd sulke lyk soos liggaatjies. En soos die water geloop kom, maak dit heel eers daai gaatjies toe en vol. En dit vat partymal 'n rukkie vir al die gaatjies om al die water in te trek. Maar soos die water deurkom en deurloop, naderhand suig hierdie dorsaarde met al hierdie klein gaatjies, al die water in
En dan kom die strome en die strome en die strome. So jy het nodig om toe te laat dat Jesus hierdie gaatjies, hierdie eina, hierdie seer, hierdie pyn vir jou kom toemaak. Dat hy dit, dat daai, om Engelse woord saturation te gebruik, sodat hy droë landskap kan water kry en vol water raak, sodat daar nuwe lewendige strome water oor kan vloei. En dan kan jy ook sommer sien, soos in die Namakwaland, in die woestyn na die reëns, hoe spring die nuwe blommetjies orals op. Hoe kom daar nuwe lewe? En dit is wat God vir jou wil doen. Nuwe lewe. 'n nuwe lewe in die droë, dorre woestyn. Geliefdes, ek bid vandag dat jy hierdie woord verstaan. Ek weet sommer, so baie van julle gaan voel, ek het dit so nodig gehad. Jy het nodig om oor te gee. Jy het nodig om te sê, Here, vat my lewe, Here. Neem my lewe, Here, en verander dit. Kom ek en jy bid saam. Vader, ons kom na U toe. En Here, sê dankie vir hierdie pragtige, mooi boodskap wat U vandag weer eens gestuur het. Vader, ek weet hier is nie my boodskap nie, dis U boodskap, dis U hartklop vir U kinders, dis U liefde vir U kinders, dis die omgee vir U kinders, Here. En dis waaroor hierdie boodskap gaan. Vir die mens daar buite wat nodig om te hoor, U wil die gaatjies vir toemaak, U liefde, die polyfiller vir die gaatjies in hulle mure. Vader, ek bid, Here, dat hierdie boodskap vandag met hulle praat en dat hulle sal hoor wat dit is wat U vir hulle wil sê, my God. Ek bid vir elke boetie en sussie daar buite wat al vir 'n lang tyd op 2 bene hinker, moet ek nie. Ag, Vader, ek bid dat hulle tot die besef sal kom, dat daar is nie meer tyd vir speel nie, dat ons moet regmaak, dat tyd nou baie vinnig uitloop, en dat U hulle roep, dat daai stemmetjie wat hulle in hulle binneste voel, werklik U is wat hulle roep en sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Vader, ek bid vir nuwe krag vir elke liewe bedieningssussie, en dat hulle sal weet dat hulle na U toe kan kom en U toe kan hardloop. Hulle is waardig. Ek bid hierdie dinge in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, my boodskap dan vir jou vandag. Kom na Jesus toe. Hy wag met oop arms vir jou. Daai geklop in jou hartsteure, dis hy wat wil inkom. Maak jou hart oop en laat die Here in jou lewe beginne werk. In Jesus kosbare naam, amen. Ek is dan pastoor Elsa vanaf AGS Oasis gemeente in Witbank en dit is my lekker voorreg om vandag hierdie boodskap by jou te los. Jy is welkom om my te WhatsApp as jy net bietjie wil gesels. My selfoonnommer 066 273 0584. Ek herhaal 066 273 0584. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Jesus Christus van Nasaret. Dankie Here vir hierdie boodskap. Amen en amen. Shalom.